Just open your mouth and declare it in this place. He's all I need, Jesus. Heavens are opening now. The angels are singing with us. He's all I need. You better open your mouth. He's all I need. All over this place. Jesus. Let the devil hear you sing. He's all He's all. I need. No circumstances can hold you back. He's all You are more I than a conqueror. He's all I need. Jesus Jesus. is all. He's all I need. He's all I need. He's all I need. He's all I need. Jesus is all I need. He's all that I need. He's all I need. He's all I need. Jesus is all I need. He's all that I need. He's all I need. He's all I need. Jesus is all I need. Jesus, mighty God. Hallelujah, hallelujah. Father, we need you. Thank you, We need Jesus. You are all Jesus that we need. is all I need. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Father, pour out your glory. Hallelujah. Let your spirit fill this place. Hallelujah. We cry out loud. We need you at this hour. Lord Jesus, mighty God. Thank you, Holy Spirit. We honor you this morning. Thank you, Jesus. Hallelujah. Dankie, Here. Ons eer U. Ons verheerlik Father, U we soete bless your naam. wonderful name. Dankie, Here. Daar Here, is ons niemand eer soos U. U. Ons aanbid U, Jesus. Thank you, Jesus. Ons loof U groot en heilige naam. Jesus. Here, ons eer U. Here, ons eer U. Just to be close to you. Hallelujah. And just to be close to you. Father, we bless your holy name. And just to be close to you. Hallelujah, hallelujah. Is my desire. Just to be close to you. Just to be close to you. Just to be close to you. It's my desire. Just to be close to you. Just
to you. In your presence, Jesus. Just to be close to you. I want to be close to you, Lord. It's my desire. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. By die oomblik groet ek aan Bishop, juffrou, die pastoorsvroue, ons moeder leidster vanoggend, die leierskap, die vyfvoudige bediening, die gesalfde manne van God in hulle kapasiteit en in die office waarmee die Here hulle toe bedeel het. Die blomtuin van God is gegroet. Groete in die naam van die Here. Ons kindertjies wat vanoggend in die huis van die Here is, ek is absoluut dankbaar en ek is bly. Sonderse groete aan die besoekers, die ouers en die familielede wat saamgekom het, saam met hulle wat kinders vanoggend ingeseën het, en ook elke besoeker vanoggend wat gekies het om vanmôre hier saam met ons te wees. Die waar is, ons is in Pinkstertyd. Ons is in Pinkstertyd en dit is belangrik dat ons dit moet besef, die hoogstaande waarde wat Pinkstertyd vir 'n gelowige inhou. Nou ek het die afgelope 2 Sondae gewaar hoe kragtig die teenwoordigheid van die Here was. En ek het gewaar, prys die Here, hoe lief die Here ons het. En ek gewaar dat die Here iets wil doen vanoggend in hierdie plek. En daarom, prys die naam van die Here, wil ek u aandag daarop fokus. Kom ons bly na die gedagte in Handelinge hoofstuk 5. Handelinge hoofstuk 5. Die vervolging van die apostels. Ek lees versie 32. Ons is getuies, kom ons staan dierbares, dit sal baie beter wees. As ons dit het, dan staan ons, Handelinge hoofstuk 5, die 32ste vers, ek gaan net die een versie lees. Ons is getuies hiervan, ons en die Heilige Gees, wat God gegee het, aan die wat aan hom gehoorsaam is. Die Here seën sy woord, u mag sit. Ons is getuies hiervan, ons en die Heilige Gees is die getuies wat God aan hulle gegee het, wat aan hom gehoorsaam is. Ons is getuies. Ons en die Heilige Gees is getuies van wat God aan hulle gegee het, wat aan hom gehoorsaam is. Gee die Here prys. My God. Nou, dit vat my terug, prys die naam van die Here, dat as 'n mens vervuld is met die Heilige Gees, dan sal jy toetse moet deurstaan. Want die toets is die bewys
Daar is iets in jou wat iemand agter is. Jy het iets wat die gewone mens nie het nie. Daarom voel die duiwel om jou te toets. As jy getoets word, dit gaan nie oor jou nie, maar dit gaan oor die iets. Die iets binne jou. Kom jy by die shopping mall, daar pas jy nie daar nie. Kom jy by die vriendekring, daar pas jy nie daar nie. Here, jy hoor dit. Here, jy hoor dit. Halleluja. As jy instap in 'n plek in, dan bly almal stil. Want die gesprek het nie oor jou gegaan nie. Die gesprek pas nie by jou nie. Meneer, jy het dit verkeerd verstaan. Jy het gedink dat die mense van jou skinder, maar hulle skinder nie van jou nie. Dis die gesprek wat nie by jou pas nie. Oh, Ingwele. Halleluja. Ingwele. Halleluja. Die Heilige Gees. Die Heilige Gees. Die Heilige Gees. Ek sê die Heilige Gees. Oh. Is die probleem. Oh, het jy al so gevoel? Jy pas nergens in. Jy pas nergens in. As jy wegstap, dan as jy gelag, gaan die gelag weer aan. Ek wil vir julle klein velletjies, sagte velletjies vanoggend sê, wat worry oor gepraat te word. Jou vel moet 'n bietjie harder word. Moenie so maklik geraak is nie. Want dit gaan nie oor jou nie. Jy hoef nie meer na die boodskap ongemaklik te voel nie. Dit is die Heilige Gees. Oh my God. Ek moet nou stadig, ek het 'n jas aan. En die ding van preek maak jou warm. En ek wil nie warm raak nie. Halleluja. Ek moes nie die jas aangetrek het. Die Here weet dit. Ek het my vas getender. Halleluja. Oh my God. Glory to God. Iemand het gesê, nou kom ons daar in 'n sekere dorp. Toe sien ek nou die evangelis het 'n ander klere dra aan. Hy het so 'n checkse lappie. Hy het toe kom die skinnies net en toe slaat hy kneg skinny. Toe ons nou daar kom, toe sê hy vir my, pastor, hy roep my daar in die kamer, moet toch nie afvallig raak. Ek het maar nou net vir u ingeroep, want ek weet as ek nou hier uitgaan, gaat oma afvallig raak. Here ons prys U, halleluja. Toe kom die skinnies net so uit. Halleluja, toe slaat hy dienaar skinny. Na tyd toe sê die ou vir my, pastor, kinders het gesê ek moet nie die klere aantrek nie. Ek lyk nou net soos hulle. Halleluja. Prys die Here. Is lekker by die Here. Halleluja. Kom ek verduidelik kortliks vir u. En die ding van die Heilige Gees werk as volg. En die ding het begin toe die sonde in die tuin kom. Toe maak dit en dit bring 'n skeiding tussen God en sy skepsel. Daai was die eerste ding wat 'n skeiding gebring het tussen God en sy skepsel. Want toe die mens gewaar dat hy gesondig het,
In ander woorde, hy het ongehoorsaam geword. Toe kom daar 'n skeiding tussen God as gevolg van die mens se ongehoorsaamheid. Maar God moes toe 'n plan beraam om die mens weer by hom te kry. En daar moes geslagte uitsterf en kom en gaan vir God om weer iemand te vind wat nader aan hom is. En fast forward, en God moes 'n seun die lig laat sien vir hom om weer die verhouding te hê. Want God is 'n God van verhoudinge. Dis hoekom ons eet nie net hier, omdat eet nie. Maar ons is besig om vir die kerk te leer dat my verhouding met my medemens is belangrik vir God. Ek moet dit respekteer, ek moet dit waardeer, ek moet toesien dat dit gesond is. Moet dit oppas. Want God het 'n belang in gehoorsaamheid. En God moes Jesus dan na hierdie wêreld toe stuur. En Jesus se aandoen hier groot wonders gebring. En dit God na die mens, of die mens na God toe gebring. En dit het so dan vir die mens moontlik gemaak om God beter te ken. Want daar was iemand wat na hierdie wêreld toe kom en kom God word en Gees word, sodat die mens kan toegang gee om soos God te voel en soos God te verstaan en soos God evens te lyk, because He created us volgens sy image. Wow, dear Jesus, God kan nie self kom nie, maar hy moes sy seun stuur om ons nader na hom toe te bring. En deur Jesus word hierdie wonderwerk oorgedra na die apostels toe. En toe die apostels hierdie Gees kry, naamlik die Heilige Gees, toe's die duiwel los. En toe die duiwel los is, toe wou hulle die apostels doodmaak as gevolg van die Heilige Gees. Sal nou vandag verstaan hoekom jy nie moet iewers pas nie. Dat dit nie 'n probleem is dat jy tot vandag toe gestroop is nadat jy die Here begin ernstig dien. Word 'n mens gestroop van jou vriendekring af. Here, is hier 'n paar mense wat verstaan. En die apostels word in die tronk gegooi volgens Handelinge 5. En toe hulle in die tronk hulle bevind, toe stuur God 'n boodskap uit. Gaan af na Polsmoot toe. Die apostels lê in sel 777 en die engel van God kom by die tronk. Halleluja! Hy sê, julle moet opstaan, want die boodskap wat julle moet getuig is 'n nuwe boodskap. Julle moet opstaan. En die engel maak die deure oop. Jy moet in gedagte hou dat die bewakers was daar.
Maar die engel van God maak die deure oop. En die apostel stap deur. Almal van hulle. Verby die wagte by die deur. Hulle was blind gemaak. Confused gemaak. Want terwyl hulle nog by die deur staan, het die manne verby hulle gegaan. En weet jy wat so significant was? Hierdie manne het in die volgende dag hierdie boodskap getuig van, of gepredik of verkondig, dat Jesus het aan die kruis gesterwe, maar hy het opgestaan. Dieselfde boodskap waarmee hulle, glory to God, in gevangenis geneem was. Toe kom die boodskap uit by die fariseërs en die hoofpriesters, dat hulle hoor iets hier onder in die dorp, dat die manne, of daar's mense, wat praat soos die manne, wat in die tronk is. En hulle gee 'n opdrag aan die bewaarders, om te gaan kyk in die selle, of die manne nog in die selle lê. Toe hulle by die selle kom, toe is die selle leeg. Wow, die duiwel is nou op sy uiterste. Toe moes daai manne nou rekenskap gee. En hulle sê, ons het in werklikheid die manne in die tronk gesit. Daar kan nie 'n fout wees nie. Ons het self hier stelling ingeneem om toe te sien dat die manne bewaak is. En dit het hulle gesê. En toe hulle daar by die manne kom, is die manne besig om Christus te verkondig. En die boodskap wat hulle daar verkondig het, is as volg. Hy sê, hulle het hom gekruisig. Hulle het hom in die graf gesit. Of laat ek dit so stel, hulle het hom gekruisig, hulle het hom op die kruis gehang. Hulle het hom in die graf weggebêre. Maar hy het op die 3de dag opgestaan. Hulle getuig van die Jesus, dat hy het beloof, hy sal vir hulle trooster nalaat. Hulle getuig, prys die Here, van die Jesus, die opgestaande Jesus, die wonderwerkende Jesus, die Jesus wat siektes gesond maak, die Jesus wat die blindes laat sien, die Jesus, ek sê die Jesus, die Jesus, die Jesus. En daar is een van hulle, wat nou die fariseërs en die hoofpriester stil maak. En ek fast forward. En hulle sê vir hierdie hoofpriesters, hierdie sekere man, en die Bybel sê hierdie man wat was 'n wetsgeleerde. Hy was 'n wetskenner. Iemand wat die wet op die letter geken het van Moses. Hy was 'n gerespekteerde man. En hierdie man sê vir hierdie hoofpriesters, manne, kom ek vertel julle net iets. Hy sê vir hulle, 'n tyd gelede was daar iemand wat ook die ding getry het wat julle nou try. En 400 man het gesterwe. Want daar is niks. Ek sê daar is niks wat hierdie mense sal doodmaak en hulle sal keer om die boodskap te verkondig nie. Die krag lê nie by jou nie en my nie. Dis die boodskap wat ons verkondig, wat die duiwel wil dood hê.
Ja, is die boodskap. Sê vir iemand, dis die boodskap. Dis hoekom nou weet ek en u, hoekom word jy gehaat? Hoekom word jy gehaat? Jy word nie gehaat omdat jy Hilton is nie. Jy word gehaat omtrent die boodskap. Oh my God. Oh my God. Hierdie man sê, daar het al mense getry wat julle trek. Dit is asof jy teen die Here beklei. Iemand wat geesvervul is. Oh. As jy geesvervuld is. Kinders van die Here, nie almal is geesvervuld nie. Want nie almal is gehoorsaam nie. Geesvervuldheid kom uit gehoorsaamheid. Dit word gebore deur gehoorsaamheid. Abraham moes gehoorsaam word. Abraham moes God gehoorsaam vir Abraham om die hoogtes te kry. Die vulling van die Heilige Gees lê nie in die olie van Nigeria nie. Dit lê nie in die olie van die Oos-Kaap nie. Maar die vervulling van die Heilige Gees lê daarin dat niemand gehoorsaam moet word. Gehoorsaamheid. Ek sê gehoorsaamheid bring God op die toneel. Dis hoekom toe Abraham sy seun moes doodmaak, was dit gehoorsaamheid. God stuur 'n engel, don't harm your son. Gehoorsaamheid. Laat die swaard jou nie doodmaak. Gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid. Toe hy die mes uithaal om sy seun dood te maak, toe kom gehoorsaamheid. Don't harm your son. Wanneer 'n mens geesvervuld is dierbaar, dan maak dit nie saak waar die lewe jou indruk nie. Praat ek met iemand vanoggend? Dierbares, hoor my vandag. As 'n mens geesvervuld is, dan is jy nie bekommerd hoe jou kaste lyk nie. Want jy's gehoorsaam op die regte tyd. Waar is die mamas wat nog vir hulle kinders gesê het, my kind, ons het nie nou middagete nie, maar voor hierdie son sak. Oh. Sja, my body. Waar is die mamas wat sê, my man, ek het nie vir jou koffie vanmiddagete nie, maar voor hierdie son sak sal die Here koffie, suiker en melk uitstuur. Waar is die dapper manne wat sê ons moet hospitaal toe gaan? My vrou, in die kar is daar nie petrol nie, maar voor hierdie dag, breek, glory to God, sal die Here vir ons deurkom. Ek roep vanmorgen, waar is die jong manne? Waar is die jong vroue? Waar is die ou vroue? Waar is die ou broers? Waar is die ou panjomas? Vir die siek kind by die hospitaal sê, moenie worry nie, my dogter. My seun, moenie worry nie. Die God wat mama dien, wat papa dien, hy sal vir jou deurkom. My seun, moenie worry wat die dokters gesê het nie.
My seun, daar's 'n uitkoms. Die boodskap wat pa en ma verkondig. Die Here sê my benoudheid kan ek kom aanroep. Op die regte tyd sal God antwoord. As daar 'n paar mense wat vanmôre, glory to God, erkenning wil gee. Kom ons gee erkenning. Kom ons gee erkenning. Ek bid saam met u kortliks. Elke oog is gesluit. As u gewonder het wat tot nou toe gebeur het, en u het dit nie verstaan, is my gebed dat u dit na vandag sal verstaan. Dis gehoorsaamheid. Wat die apostels het nie hulle woord verkondig. Hulle die opdrag wat God aan hulle toe vertrou, verkondig. En deur die opdrag wat God aan hulle gegee het hulle in die situasie beland waarin hulle was. Maar die geheim is dieselfde God wat onder andere die boodskap gegee het, waaraan ons gehoorsaam moet wees, is dieselfde God wat die uitkoms sal gee. Ek praat vandag met iemand wat sukkel om sy tiendes te gee. Ek kan nie my tiende gee nie, want ek het te veel skuld. Ek kan glad nie God se geld gee nie. Nou gaan jy ongehoorsaam wees om dit nie te doen nie. En jy sal gehoorsaam gehoor gee aan jou behoefte. Hoe kan God vir u deurkom? Die apostels verkondig, het 'n keuse gehad om nie die boodskap te verkondig, want dit was 'n nuwe boodskap. By the way, maar hulle kies om die boodskap te verkondig. En hulle beland in die troon. Wat doen God? God gee die uitkoms. Is dit nie dieselfde God? Moenie wil gewild wees nie. Moenie wil gewild wees by die mens. Wees aan God se boodskap gehoorsaam. Dan sal God jou begeertes vervul van jou hart. Gee die Here prys. Vader, ek dank U nou. Hier staan mense voor my. Die is 'n boodskap, 'n woord wat iemand sy hele lewe kan omdraai. Wat ook al gesê word, wat van die Here afkom, Here, mag ons dit doen, asof dit direk uit die mond uitkom. As dit is, dat die boodskap verkondig moet word, dat ons dit so sal doen. Ek bely vandag, as die eersteling, want ek sal verdrukking dra in die verkondiging van die woord. Ek verstaan dit nou meer as ooit tevore. Daar is geen twyfel dat dit God se plan was van die begin. Dankie vir oggend dat ons dit leer en dat ons dit verstaan. Help ons vir oggend in die Pinkstertyd te weet nie almal sal saamstem. Ons sal nie 'n skare hê. Ons sal nie gesupport word altyd. Maar ons sal baie keer alleen staan vir die waarheid. Here, mag ons die woord nooit ledig en
verwaarloos. Die skrif leer my, as ons dit verwaarloos, sal ons vervloek word. Dit is moeilik, Here, maak seer, maar dat ons dit sal doen, soos wat God dit behaag. In die Pinkstertyd wil U vir die kerk, die crusade en almal wat my hoor, 'n goeie woord gee. Pas die Heilige Gees op. Pas dit op en wees gehoorsaam. Dan sal die Heilige Gees altyd by ons wees. Here, seën die kerk. Seën ons leiers besonders. Is moeilik om 'n leierskap in hierdie jaar van hierdie tyd te wees. Dis 'n moeilike tyd waarna ons gaan. Ons sal staande bly. Dankie, Here. Seën hierdie woord. Seën die gemeente besonders. Hulle wat vandag hierdie woord vat, dat U hulle sal toerus. Dat hulle vurig God sal dien. Op die muur sal bly. God sal bely met hulle hele lewe. Die Here ernstig sal dien en gehoorsaam sal wees, sodat die Heilige Gees altyd by hulle kan bly. Ons bid dit in Jesus naam. Amen en amen. Die Here seën die bares. Prys die Here. River Cruise. Yes. As ons dit vanoggend ken, kom ons sing dit saam. Kom ons staan vanoggend op ons voete. Dan sing ons vanoggend dit met U. Alles was vir ons. Die prys is betaal. Hy het opgestaan. Ons sing omdat vir die laaste maand tot eer van die die holy bevrees. Tot ek voor op my skatte, tot ek voor Here my skatte betoon, op my skatte betoon. As jy dit vanoggend ken, kom ons sing dit saam tot eer van die Here. Ja, ek aan die holy Oh
Vader, ons dankie vir oggend. Here vir 'n tafel in ons midde. Wanneer ons dan so saamkom vir oggend. Liewe Here Jesus, sê die skrif, dan wil dit nie sê dat ons moet deel wees aan hierdie tafel nie. Maar ons wat vir oggend uitverkies is, Here, halleluja, wil ek vir oggend bid, my God, dat U hierdie tafel vanmôre sal seën. Here, die tafel is vir oggend in ons midde. Here, tot redding, die tafel in ons midde, tot versoening, my God. En ons wil vir oggend bid, Here, die sienende hand van U oor hierdie tafel vir oggend. Hier is vir oggend die brood, Here, wat U liggaam is. Hier is vir oggend die wyn, Here, wat U bloed is. Vader, en ek wil vir oggend bid, elkeen wat sal deel wees aan hierdie tafel vanmôre. Here Jesus, hy vereenselwig haar en hom met U. Halleluja. Daarom wil ek vir oggend bid, liewe Here, seën hierdie tafel vir oggend in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Baie, baie dankie. Halleluja. Nou die bares groete in die naam van die Here. Wil vir oggend vir pastor groet, vir juffrou. Ek wil die worship team groet, ek wil die band groet vir oggend. Al ons evangeliste, ons ouderlinge, die diakens. Prys die Here, ons moederleiers vir oggend. Wil ek groet in die naam van die Here. Halleluja, wat 'n wonderbare voorreg om weer vir oggend na 'n maand so saam te kan kom, die bares. Halleluja, ek word gewaar. Dan sien ek ons kom net eenmaal in 'n maand kom Langebaan sal dan na toe en dit is vanoggend vir my 'n voorreg dierbares om vanoggend saam met julle te kan wees in die teenwoordigheid van die Here. Halleluja, om vanoggend deel te kan wees. Halleluja, aan sy liggaam en sy bloed. Prys die naam van die Here. Paulus skryf hierdie woorde in die boeke van 1 Korinte 11 vanaf vers 23 skryf Paulus hierdie pragtige woorde, pastor. Hy sê dit was in die nag waarin die Here verraai was, het hy die brood geneem en nadat hy God gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Hy sê, doen dit dan so dikwels as julle van hierdie brood eet, tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete van die brood, het hy gesê, dit is my bloed wat vir u uitgestort word. Halleluja, neem vanoggend deel aan hierdie bloed. Halleluja, want hierdie tafel, hierdie brood, hierdie tafel, hierdie beker is vanoggend tot reiniging en tot opbouing van ons geestelike lewe. Kinders van die Here Jesus, halleluja, broers en susters, die familie sê, halleluja, wanneer julle so saamkom, prys die Here Jesus, om vanoggend deel te wees aan die tafel, moet jy jouself verloon, jy moet tot jouself kom, prys die naam van die Here, want dit is nie vanoggend, as hierdie tafel nie, vir elkeen berei nie, maar die tafel is berei, vir die bloedgewaste man, en vrou wat God self, gevolg het deur die wedergeboorte, prys die Here, daarom sê, wanneer julle saamkom, wag vir mekaar, prys die naam van die Here. Worship team, kan ons wegvat terwyl ons die tafel van die Here sal bedien, prys sy naam, halleluja.